Jy weet, dit gaan 'n interessante dag wees as jou dag met wasgoed begin. Ek het gisterand my klere uitgespoel, maar dit is nou winter en daai klere het nie droog geword nie, so ek het nou nie lus vir 'n nat hemp vanoggend nie. Ek gee hom 'n vinnige spin hier so in die droër. Reuse vla dingetjie en hy het nou net uit die wind uitgekom. Goeiemôre, daai was nou 'n baie lekker begin vir dag 9. Daai se bakkery en daai goeders was nou so vars en dis nou een van daai plekke waar jy kan sien al die locals stop en dubbelparkeer hulle vinnig buite op die sypaadjie, hardloop in, koop hulle pastry vir die dag en dan hardloop hulle weer uit. Absolute juweel, ekskuus, ek soek net my pile. Kyk, so hier is die kerk. En as jy dalk besluit om Primitivo te doen, maar jy wil net die laaste 150 doen, dan gaan jy nou hier begin op Alfonsagrada. Dit is heeltemal moontlik, want hier gaan busse wees na Alfonsagrada, dis 'n groot plek, en kyk, hier is die pelgrimskantoor, hier langs die kerk. So hier gaan jy jou eerste stempel kan kom kry vir jou Camino. Nou gehoop dat die pelgrimspyle vir my verby die fontein sal neem, waar Alfonsagrada sy naam gekry het, maar ek sien ons is nou amper uit die stad uit. Dit is piknag donker, maar dit is net so voor 8, maar die son kom nou eers 8:30 op. Maar ek het vandag weer 'n 25 km dag, en weer met vreeslike bulte wat voor lê, so ek wil nie te laat lê nie. Ek wil op die pad kom, anders is daar net te min ure vir my om in te stap. So die naam Alfonsagrada, die dorp, kom van Alfonsa se fontein en Grada is heilig. So dit is die dorp van die heilige fontein, en hier's 'n legende wat sê dat Jakobus self in daai tyd hier op hierdie dorp was. En dat 'n weduwee wat hy baie gehad het nie, dit wat sy gehad het met hom gedeel het, en dat hy, om haar te bedank, een van die fonteine op die dorp 'n wonderwerk verrig het, dat die fontein melk spoeg, dat die fontein, sodat die weduwee en haar kinders altyd kos sal hê. Nou, ek het nie die fontein gesien nie. Almal sê dit is nie 'n vreeslike indrukwekkende fontein nie, maar daai fontein bestaan nog steeds. Ek sou dit nou graag wou gesien het, maar ek was nou eenvoudig net te kort op Alfonsagrada, en ek was gisteraand eenvoudig paptyres. Ek moet nou sê, ek is nogals moeg in hierdie stadium. Vandag is nou nog 'n lang skof, maar hierna is daar 2 korter skofte en 'n afdag wat op my wag, so ek is nie paniekerig nie. Ek moet net heelheid deur hierdie dag kom. So, vamos, hier kom die kenwysie. Goed, soos 'n klein bietjie eerie. Dit is pikdonker, maar van hier uit die donker massa uit hoor ek klaviermusiek. So kyk, hierso is die begrafplaas nou van Alfonsagrada. Ek wonder nou of daai soldate nou hier herbegrawe is. Dis nou seker 'n bietjie grillerig dat ek nou daarin belangstel. Kyk, is die blou uur. Son is besig om op te kom. As ek net vir oulaas kan terugkom na die storie wat ek gister vertel het oor die belade van bevelvoerder Moreno. Hulle sê wat vir daai gemeenskap so verskriklik pynlik was
was die gasvryheidselement daarvan. Daai boer het vir die soldate oornag aangebied en toe het hy gegaan en hulle gaan verraai tot op die punt wat dit hulle dood gekos het. Onthou, hierdie is 'n gemeenskap wat letterlik gasvryheid in hulle wet ingeskryf het. Hulle het wette wat sekere instansies beskerm wat gasvryheid aan toeriste en aan pelgrims bied. Daai tyd ook al, en dit was vir die gemeenskap verskriklik pynlik dat daai familie, daai soldate so lelik uitverkoop het. Hulle sê daai gesin is heeltemal het randfigure in die gemeenskap geword en selfs geslagte daarna het die gemeenskap nog steeds in daai familie vergewe vir dit wat hulle gedoen het aan daai soldate nie. Vir ingeval jy nie verblyf gekry het op Alfonso Sagrada nie, of in geval jy gister nog 3 kilometer oorgehad het in jou bene, daai is 'n goeie hotel wat ook pelgrimsverblyf aanbied. So hulle het ook gedeelde slaapkamers en enkel slaapkamers en 'n restaurant daar. So jy's nou so 3-4 kilometer buite Alfonso Sagrada. Hulle sê hierdie is nou blykbaar die laaste keer wat ons kan koffie drink in die hele rukkie, maar ek het nou net koffie gehad, so ek is alright nog. Llegamos sin aliento. Goed, so daar's 2 gidsboeke wat jy kan gebruik vir hierdie roete wat vir jou al die inligting gee wat jy nodig het. Daar's 'n blou boek en daar's 'n bruin boek. Volgens die blou boek is vandag 'n 33 km skof. Nou sê ek vir iemand wat na die vorige 3 dae vandag 'n 33 km skof kan uitchin, sê ek baie geluk. Ek sien nou amper nie kans vir die 25-26 wat vir my voorlê vandag nie. Die breinboek sê wel, vandag is 'n 25 km skof tot op Ou Kadewou en dan is môre 'n 30 km skof tot op Lugou. Terwyl die blou boek nou sê vandag is 'n 33 km skof tot op Castro Verde en dan het hulle môre net 'n 22 km skof tot op Lugou wat dan nou sin maak. Die probleem, ek sou as ek een van hierdie skofte langer wou gemaak het, sou ek wel eerder môre se skof langer gemaak het, omdat môre se skof platter is. Vandag is nog 'n skof met kwaai klimwerk. Ek sal nie vandag 33 km probeer stap nie, so. En onthou dan nou, Lugou is 'n fantastiese stad met baie om te sien. So vat 'n afdag op Lugou, anders dan gaan jy alles mis. Lugou het nog ou indrukwekkende stadsmure waarop jy kan gaan loop. Hulle het museums, ek gaan nou nie by almal uitkom nie. Maar dit is nou 'n stad waar jy 'n bietjie kan asem skep. Ek gaan natuurlik ek het op die ouend toe nou besluit, ek sien ook nie kans vir die 30 km skof nie. So ek het daai skof in 2 gedeel, maar ek gaan vir julle eers môre daarvan vertel. Wat vir my baie help op hierdie reis is dat ek my bagasie vooruitstuur, is iets wat ek altyd doen. So kom ek wys vir jou wat is die ander sakke wat ek by my het, omdat veral die toksak wat ek vooruitstuur is iets wat ek dink wat mense wat 4x4 vakansies nou ook lekker kan gebruik. Hy's van 'n lekker dik plastiek, so ek kan sien dat daai sak op 'n dakrak kan gaan op 'n Afrika vakansie. Ek weet baie mense het 'n mond vol te sê daaroor oor die feit dat ek nie my eie rugsak dra nie, maar ek is heeltemal gemaklik daarmee. Ek stuur wel 'n toksak vooruit en ek gaan vir jou wys watter toksak het ek by my. Dan het ek ook 'n derde sak by my. Selfs al het jou rugsak wonderlike gaatjies om goeders in weg te steek, is dit nodig dat jy jou paspoort en jou geld op jou lyf moet dra. Verder het ek op hierdie Camino ook mos vir gogga by my, wat ek verkieslik voor my lyf wil dra. Kom ek wys gou vir jou opsies.
As jy in 'n klein sakkie vir jou lyf regtig net jou paspoort en jou geld en natuurlik ook jou pelgrimspaspoort by jou gaan dra, dan is so 'n sakkie van First Ascent heeltemal goed genoeg. En onthou, moonbags is weer in die mode. Ek het nou wel op hierdie Camino mos nou vir Gogga by my en ek wil vir Gogga verkieslik voor my lyf dra. So ek het op die ou end besluit op hierdie sak. Julle sal dit nie glo nie, maar as jy hierdie afdraai vat, dan kom jy op 'n plek met die naam Brannas uit. Maar ons vat nie daai afdraai nie, ons vat hierdie pad. Kyk op hierdie Camino, as jy 'n windmeel sien, moet jy maar weet, hulle gaan vir jou laat klim na daai windmeel toe. Hier is nou weer bo op hierdie berg. Hier is jou wintivaar, 'n eetplekkie. Dankie, dankie, dankie. Sriracha. Sí. Mejor. As ek by die huis verlang na die Camino, dan verlang ek na hierdie oomblikke. Dit is nou so lekker hier met die ander pelgrims, so gesellig. Jy ken al hierdie mense se gesigte, maar jy ken nie hulle name nie, maar dit is net so lekker oomblik hierdie. Ook hierdie is die beste tortilla de patata wat ek nog in die hele Spanje gehad het. En ek is 'n kenner. Daar staan in Spaans, die lewe word nie gemeet aan die kere wat ons asemhaal nie, die lewe word gemeet aan die kere wat ons asem weggeslaan word. So ons nou vanoggend geklim, toe het ons al stil afgekom, toe het ek ontbyt geëet, tweede ontbyt geëet, en nou is ons besig met die tweede klim vir die dag. Hou bene hou. Is dit nie die mooiste stappad nie? Hy gaan sy elke nou en dan bietjie op en bietjie af, maar dit is so lekker om in hierdie boomtonnels te stap. En hier is kilometer op kilometer hiervan. Vrou het vir my 'n pintjie by my Coke gegee. Ek het nie meer ver oor vir die dag nie, maar ek het nog 'n redelike klim oor, so eers 'n Coke. Sjoe, as ek nou vandag 'n 33 km dag gehad het, ek nou 'n taxi gebel, maar gelukkig, hier is waar ek bly. Nog 25 moeilike kilometers, maar 'n ongelooflike mooi dag. Die hele tyd bospaadjies, berge, lekkerste kuierplekke langs die pad. Dit was 'n absolute idilliese dag. Maar ek het nou in die afgelope 4 dae meer as 150 000 tree gegee en my voete is nou gaar. Ek gaan nou iets soek om te drink. Die moeilike 4 dae is agter die rug.
Kyk hierdie ongelooflike sonsondergang. Dit is die einde van nog 'n absolute fantastiese dag op die Camino. Hierdie is so spesiale Camino. Dit is ook die einde van die 4de dag van die 4 moeilike dae. Môre het ek 'n bietjie van 'n makliker dag, maar ek gaan vir julle môreoggend eers daarvan vertel. Ek het nou vanaand lekker geëet en toe ek klaar geëet het, wie stap in? My vriendin Patricia van Argentinië. Sy stap môre in een skof Lugo toe, maar ek sien nie kans vir 'n 30 km dag nie, maar ons gaan mekaar wel sien in Lugo want sy bly in 2 dae. Die groep saam met wie ek nou geëet het sê wel vir my daar is 'n groot fees in Lugo aan die gang en dit beteken gewoonlik dat die pelgrims min gaan slaap. Ek sê vir julle goeie nag, ek sien vir julle weer môre. Dankie Ouder Warehouse wat hierdie video reeks moontlik gemaak het. Goeie nag.